Ons gaan nou lees. Ek dink sommer, as jy vir 'n span gekies word, dan beteken dit dat jy nie in die ander span is nie. Is julle by my? As jy daar by die IPL staan en almal is op daai verhoog en almal begin B en een of ander span kies vir my, dan is ek deel van daai span en dan is ek nie deel van 'n ander span. En dan word ek deel van daai span en volgens daai span se manier en ek trek aan volgens hulle klere, maar dan word ek eintlik indirek 'n teenstander vir ander spanne ook. Stem julle saam? Ek word eintlik in aanhalingstekens 'n vyand vir ander ouens. Want ons kompeteer teen mekaar en ons is in kompetisie met mekaar en oorlog op die veld. Kry die arme ouens so jammer, hulle is nou vir 'n hele paar dae toe en toe hulle nou moet begin toe reën het. Toe moet hulle nog 'n rukkie wag. As jy vir Alcaraz skree, dan beteken dit jy kan nie vir Sinner skree. Jy kan nie vir albei op dieselfde baan skree. Hoe werk dit? Jy moet een van die twee moet jy kies. So as jy vir die een ondersteun, dan beteken dit jy ondersteun nie die ander een nie. Jy wil hê die een moet wen. En ek dink ons is almal eerlik genoeg om te sê jy wil hê die ander moet verloor. En Karin het ons die laaste paar Sondae ook 'n bietjie gehelp om net te dink in terme van disippelskap. So wanneer ek en jy 'n kind van die Here word, het sy vir ons mooi gehelp om te verstaan dat dit nie 'n keuse is of jy 'n disipel wil wees nie. Kind van God beteken ek is 'n disipel. Jy kan 'n onaktiewe disipel wees, maar die Bybel leer vir ons dat kindskap van God beteken disipel. So om disipel te wees beteken jy volg 'n bepaalde leermeester. En sy het dit vir ons mooi verduidelik, gaan kyk die video's as julle dit gemis het. En as jy vir Jesus kies en jy's deel van sy span en jy's 'n disipel van hom, dan beteken dit jy word 'n teestander van 'n ander span. Daar's 'n ander span ook. En ek wil sommer vanmôre, as ons met hierdie tema besig is, dan wil ek vanmôre, as ons in Matteus 8, Efesiërs 6 lees, wil ek hê jy moet dit die hele tyd in jou agterkop hê. As jy 'n disipel van Jesus is jy in sy span. Maar daar's ook 'n ander span. Daar's ook 'n teenspan en teenstanders. So 6 vers 10 sê verder nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gegee het, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld. Teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. Nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, ook nog op julle poste kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig as die skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd die geloof as 'n skild in julle hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. As ons hierdie vers 10 tot 13 in die boodskapvertaling gaan lees, dan is dit eintlik so hier en daar 'n bietjie anders geskryf. En die rede hoekom dit anderster is omdat dit 'n bietjie eie tydse vertaling is. Dan skryf die boodskapvertaling, daar bly nog een ding oor
waaroor ek met julle wil praat. Dis nou nadat hy die hele evangelie of die hele Efesiërs geskryf het, kom hy in die einde en dan sê hy dit. As Christene moet julle in hierdie lewe sterk staan. En ek het 'n paar goeders 'n bietjie omkring daar en onderstreep om jou net te help fokus. As Christene moet julle in hierdie lewe sterk staan. So wat beteken dit as hy sê sterk staan? Dan beteken dit daar's ook 'n ander moontlikheid, daar's 'n ander alternatief. Julle kan dit alleen doen as julle naby aan die Here bly. So daar kan ook 'n ander manier wees hoe jy kan probeer om sterk te staan. Hy is sterk en daarom kan hy julle sterk maak. So gaan dink 'n bietjie die hele tyd aan die teendeel van wat hier staan. Laat ek die voorbeeld van soldate in 'n oorlog gebruik. Trek die klere aan, kyk bietjie na die werkwoorde, trek die klere aan wat God vir julle gegee het om mee te veg. Hoekom? Sodat die duiwel julle nie sommer om die eerste hoek en draai met al sy slim planne oorrompel nie. Een ding moet julle weet, daar's 'n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin. Dis nie 'n oorlog teen gewone mense nie. Ons moet teen die onsigbare geestelike magte van Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en hulle doen bose dinge. Maar hulle kom eintlik van oral af. Sorg dat julle al die wapens reghou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose magte op julle toesak, julle nie 'n duim, 'n sentimeter vir hulle hoef terug te tree nie. Met al sy aanvalle en al sy dinge, sal die duiwel net mooi niks aan julle kan doen nie. Julle sal die wenners wees. Wat is God se doel met die mens op die aarde? Dink sommer 'n bietjie saam met my. Johannes 3 vers 16 is seker een van daai bekendste kort en kragtige opsomming van wat sy doel is. Hy het die wêreld so lief, hy het sy seun gegee. Hoekom? Sodat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat is die duiwel se visie? Onthou, as daar een span is, dan is daar ook 'n ander span. En in die geesteswêreld werk dit so. As Jesus die leermeester van sy disippels is, en God het hierdie visie vir die wêreld, dan leer die Bybel vir ons, is daar ook 'n ander kant, 'n ander span, 'n ander visie, en dis die duiwel se visie. En dit sê Johannes 8 vers 44, is om mense te mislei deur sy leuns, en om die mense van die Vader se liefde af weg te lei, op hierdie breë, populêre pad, wat na die ewige verderf toe gaan, wat eintlik skeiding van God se groot genade is. Dis sy visie. Aan die een kant 'n liefde sodat niemand verlore sal gaan nie, aan die ander kant in wese misleiding, leuns om die wêreld te skei van hierdie genade en liefde wat God het. Johannes 10 vers 10 kom sê dat sy disippels die lewe kan hê en dit in oorvloed. 'n betekenisvolle lewe kan hê. Die duiwel se visie in dieselfde vers is die van 'n dief wat kom steel, wat kom slag en wat kom beroof. Julle moet mooi hoor vanmôre, daar's duidelik twee visies, twee groepe wat op hierdie aarde gefokus is. God se doel is aktiewe disippels, volgelinge wat inpas is met Jesus se diep spore en wat 'n verskil in sy koninkryk maak. Dis God se plan, dis sy droom vir elkeen van ons en vir Basileia gemeente. Wat is die duiwel se visie? Wat is die duiwel se visie vir die mense op hierdie aarde? Ook vir kerkmense, vir geredde mense, ongeredde mense, mense wat nog nie die Here ken nie en mense wat die Here ken. Hy weet, vriende, luister baie mooi, hy is 100% bewus daarvan dat hy jou nie kan vernietig deur jou ewige lewe
en jou redding in Jesus Christus van jou af te beroof en weg te vat. Hy kan nie. As jy in Jesus Christus wedergebore is, en jou naam in sy handpalm geskryf is, en jy het waaragtig opreg tot bekering gekom, is daar niks wat jou uit die hand van God uit kan skei. Niks. Romeine 8:31 en verder sê, absoluut niks. En hy weet dit. Hy weet dit, maar dit laat hom nie opgee nie. So wat doen hy nou? Nou wil hy jou hier op aarde, jou tyd terwyl jy op aarde is, wil hy jou nutteloos maak, en hy wil vir my en vir jou onproduktief maak. Dis sy visie. God wil aktiewe inpas disippels in sy koninkryk hê wat 'n verskil maak. Hy sê, ek gaan alles in my vermoë doen om jou nutteloos en onproduktief op hierdie aarde te maak. Ek gaan jou met jou sonde, met jou onsekerhede, met jou vrese, gaan ek jou moedeloos maak, ek gaan jou versmoor. Ek gaan jou intimideer, om jou ondoeltreffend te maak, en my passie vir jou, is om jou te verlang. En ons gaan nie vanmôre oor die duiwel praat. Ons gaan nie vanmôre die diens inrig oor hom nie. Ons gaan nie vanmôre al die eer vir hom gee nie. Ek wil net vanmôre begin deur my en jou te herinner daaraan, dat as ons sê ons wil graag disippels wees, dan is daar ook 'n ander waarheid wat relevant is en wat ek en jy vandag nie van moet vergeet nie. God wil ons inpas, disippels aktief in sy koninkryk hê, wat sy koninkryk uitbou. Die Satan, die leier van die leuen, die misleier, wil jou onproduktief maak en ondoeltreffend, en hy wil jou verlam. Hy wil jou verlam. En daarom is dit bitter belangrik, sê hierdie teksvers in hoofstuk 6 vers 12, dat ons nie moet vergeet dat daar 'n stryd is. Dat daar 'n stryd is. En hierdie stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hierdie stryd is tussen die geestelike magte en die koning van die konings. En daai woordjie stryd vertaal baie Afrikaanse vertalings en Engelse vertalings met 'n oorlog. En dis nie verkeerd nie, maar die Griekse woord wat daar vertaal word met stryd, wat Paulus vanmôre vir my en vir jou sommer net hier in hierdie tyd van ons jaar en van ons lewe op die tafel wil kom sit, is die Griekse woordjie palei, en dit beteken 'n kompetisie of 'n geveg tussen twee teenstanders, 'n stoeigeveg. Onthou hierdie konteks van Efese is in die Grieks-Romeinse wêreld. En daai ouens was bekend aan stoei, aan amateur stoei. Chris, ek het sommer gedink toe ek en jy praat, hy is 'n stoeier. Hy het sy lewe lank gestoei. Hierdie mat stoei, nie hierdie sirkus wat jy kyk op WWF nie. Daai mat stoei en Jan Wilkins, kan julle nog Jan Wilkins onthou? Maar dit is ook 'n bietjie iets anders wat hiervan gepraat word. Hierdie stoei is 'n stoeigeveg met die doel om jou teenstander op die grond vas te pen en jou teenstander te verslaan. Ek dink sommer ek dink sommer aan Blesbok Park se jare, en toe ek met Chris daaroor praat, toe sê hy, ja, maar hy weet van Blesbok Park, hy kom van Pretoria af, en daai omgewing, stoeiers, hierdie Lies familie, almal van hulle, al hy seuns, het mekaar so op die matte daar by Blesbok Park, op die stoei, so rond gekarnuffel. Toe ek hierdie videoklip gaan kyk, en ek probeer my net 'n bietjie inleef hier, toe kry ek net weer hierdie besef, en ek dink julle het ook nou hiervan bewus geword, dis die speletjies hier. Dis nie twee ouens wat hier by mekaar staan en kyk, of hulle slaat bo oor die kop in die wind waai, jy kan sien hoe waai die wind, daai ou se hare deur mekaar, en dan slaat hy daar neer, en daar duisende mense kom kyk daarna, en dis 'n skitterende show, en goeie vermaak, as jy daarvan hou. Maar dit is wat in die geesteswêreld aan die gang is, vriende. Dit is wat Paulus skrywe, as hy met hierdie gemeente aan die einde van sy brief, met hulle 'n laaste paar woorde deel, dan sê hy, onthou julle wat disippels van Jesus is in so 'n stoeigeveg met die bose besig, met 'n teenstander. En daardie teenstander het 'n begeerte in sy hart om jou te wen en jou vas te pen op die grond. En dis hoe amateur stoei werk, as ek dit reg het, is jy met 'n ou op die grond pen en dan kry jy punte. En dis wat aan die gebeur is in die geesteswêreld, julle. En ons moenie aan die slaap gevang word, sê Paulus,
om te dink om 'n disipel van Jesus te wees, is hierdie wonderlike lewe, en daar's niks en niemand wat nie daarmee tevrede is nie. Onthou, toe Jesus ons gekies het, en ons deel geword het van sy span, en kinders geword het van God, het die Satan jou vir ewig verloor. So sy visie is om dit wat jy op hierdie aarde beleef op te mors, want hy weet die ewigheid kan hy aan niks doen nie. En dit is 'n stryd. Dis 'n stryd, sê Paulus, tussen die disippels van Jesus en ook die onsigbare bose werklikheid. Dis 'n intense affære, julle. Om gered te word kos niks. Jesus het aan die kruis vir ons betaal. Dis genade alleen, sola gratia. Maar om 'n disipel van Jesus te wees, kos 'n prys. Dit kos 'n prys. En dit het ons gehoor en dit het Karin vir ons gesê. Maar ek wil jou vanmôre herinner daaraan wat God se plan Basileia met ons as 'n gemeente is. Met elke Basileia, met elke spoortrapper, is God se plan aktiewe inpas disippels wat in hierdie wêreld 'n verskil gaan maak, wat sy koninkryk op hierdie stadium totdat hy weer kom uitbrei. Die bose se visie is om jou te verlam, te intimideer en passief te maak. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees dan nou nugter. As jy dit weet vanmôre en jy hoor dit vanmôre, wees dan nugter en wakker, want julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Onthou, hy kan jou nie meer uit die ewigheid uit wegruk en steel nie. Maar hy wil jou intimideer. Hy wil jou op hierdie stadium in jou lewe, wil hy jou passief maak. Hy wil jou uit aksie uitbring. Wees nugter. Nugter is die teenoorgestelde van dronk. As 'n mens iemand sien wat onder die invloed van drank is, en wat goed aangeklam is, en wat daar van daardie dimensie in beweeg van waar hy of sy nie meer die beheer het nie, maar onder die beheer van daai alkohol is, dan sien 'n mens wat beteken dit as jy nie nugter is. Petrus kom sê, ons moet die teenoorgestelde van dit wees. Die Engels praat van vigilant. Ons moet op ons hoede wees. Ons moet wakker wees. Ons moet in dit en op dit wees. Want ons vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. En sy visie vir jou en vir my is om ons iewester te intimideer en ons passief te maak en ons te gaan laat sit in die koninkryk van die Here. Weet nie wanneer laas het jy 'n brullende leeu sien rondloop? Hulle sê, in die antieke tyd was 'n leeu 'n simbool van krag en van gevaar. Daarom skryf Petrus die Satan in metaforiese taal, in simboliese taal, om vir hulle 'n prentjie te gee, kom sê hy, dis iemand wat krag het, en dis iemand wat gevaarlik is, wat rondloop. Die brul van 'n leeu, is 'n voorbode, wat sê, ek is op pad. Ek het so 'n bietjie gaan lees oor leeu's, en oor die brul van leeu's, en die desibel van leeu's se stemme, of se geluide. Dit kan myle ver trek, dit kan kilometers ver trek. En as jy daai geluid hoor, dan is dit die voorbode wat sê, die leeu is op pad. Die magtige, kragtige gevaar is op pad. Daardie brul in die dierewêreld kommunikeer sy teenwoordigheid. Hy sê deur daardie brul, ek is hier. Ek is hier. Hy baken sy gesag af met daardie brul en met daardie geluid. Hy kondig sy dominasie af, of dominansie af. En hy doen dit om sy trop of sy gebied te beskerm. Ek het 'n bietjie gaan dink oor die brullende leeu. As hierdie bokkie nou daar een kant staan, en hierdie leeu kom nou af en hy brul, dan gaan hy bokkie waarskynlik seker nou weghardloop. So daar's iewester 'n stukkie spanning tussen wanneer brul hierdie leeu en wanneer is hy toepstil en bekruip hy hierdie prooi van hom. Maar ek dink Petrus wil iets van hierdie simboliek gebruik
om vir ons iets te sê van die vyand wat jou op die einde van die dag wil passief maak, wat jou wil intimideer en wat jou nutteloos vir God se koninkryk wil maak. Dis iemand wat krag, iemand wat gevaarlik is. Die duiwel is gedurig besig op hierdie aarde en in ons lewens en oralster om sy teenwoordigheid te kommunikeer. En hy doen dit op verskillende maniere. Hy wil ook maar soos hierdie leeu sy gesag afdwing op hierdie aarde, want hierdie domein tot die wederkoms gebeur, is nog die enigste plek waar hy gesag kan afdwing en gesag het. En hy wil ook sy eiendom, dit wat vir hom op hierdie stadium syne is, sy gebied, wil hy ook maar oppas. En dit is hoekom hierdie Satan besig is, elke dag van ons lewens. En kom sê Paulus en Petrus, dat ek en jy moet wakker wees, ek en jy moet bedag wees, vir hierdie werklikheid, wat ons wil vastpen, ons teenstander, wat ons nutteloos wil maak, en wat ons eintlik wil elimineer. Nou, julle kan rustig wees vanmôre, ek gaan nie by al hierdie wapenrusting goed stil staan nie. Ek gaan vanmôre 'n bietjie fokus op hierdie vers en oor die werklikheid hiervan, en dan by 'n ander keer gaan ons oor al hierdie goeders meer in detail gesels. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ons teenstander het 'n strategie. Ek weet niks van stoei af nie, maar as ek so 'n bietjie dink aan wat ek gesien het daai jare in Westbok Parksaal, en wat ek nou so 'n bietjie in my navorsing ontdek het, is dat daar's 'n bepaalde strategie hoe hierdie twee teenstanders in daardie kruit mekaar benader en hoe hulle met mekaar veg. Jy daag nie sommer maar hier op en jy het 'n paar greepies en jy wil hierdie ander teenstander daarmee wen. Nee. Hulle bestudeer mekaar, hulle kyk na mekaar se sterkpunte, se swakpunte, hulle werk 'n strategie uit om daardie teenstander van jou dan op daardie sterk en swakpunte spesifiek uit te oorlê en dan daardeur die teenstander te probeer vaspen. Dis nie maar so lukraak ding nie. Weet julle wat, ons teenstander loop nie maar net op hierdie aarde rond en brul hier en daar sonder 'n strategie en sonder 'n plan nie. Hy het 'n definitiewe strategie wat hy gebruik reg oor die wêreld om disippels passief te maak, te neutraliseer, sodat hulle nie in diens van God se koninkryk kan staan. Hy het nie 'n groot sin vir kreatiwiteit nie, want hy kan niks maak nie. Hy kan net dit wat daar bestaan, kan hy met leuns bevlek, en dan kan hy daaruit iets probeer vir mense gee. So hy het nie hierdie wonderlike 500 punt strategie nie. So hy gebruik 'n bepaalde strategie reg oor die aarde, en ek het so 'n paar goedjies vanmôre sommer vir jou saamgebring, en ek wil hê ek en jy moet vanmôre spesifiek dink aan ons eie lewe, en ek en jy moet vanmôre gaan vra, Heilige Gees, help my om sy strategie in my lewe te identifiseer, sodat hy my nie sommer maar net terloops kan vaspen. Hier is sy strategie. Sy strategie werk soos aarvoeding. Dis nie 'n breë spektrum antibiotikum wat hy maar net so uitdeel. Ek weet niks van medies af nie, maar ek leer nou so 'n bietjie saam met my kind. As hulle daai aarvoeding of drip in jou insit, dan sit hulle hom in jou aar in, en dan spuit hulle daarin spesifieke medisyne wat jou liggaam en jou toestand nodig het. En as ons dink aan sy strategie vanmôre, dan moet ons hierdie prentjie van 'n drip en aarvoeding moet ons in gedagte hê. Hy kyk vanmôre so deur ons almal en hy's besig op hierdie aarde en hy loop rond en hy kyk hoe hy ons elke een se strategie kan verfyn om vir my en vir jou presies die regte strategie in ons drip in te spuit, sodat hy vir jou anderster as vir my kan benader met dieselfde doel om jou te neutraliseer en jou passief te maak vir sy koninkryk. Hy doen 'n klompie goeders. Daai is net te klein, ek sal vir julle dit in die week stuur. Sy eerste strategie is teen jou passie. Hy is teen jou passie. En ek wil hê jy moet vanmôre sommer net hierdie goeders vat en hier aan dink en iets gaan losgemaak word en jy gaan deur die week hiermee besig wees as ons met ons stemwees boodskappe besig is.
Weet jy wat? Hy steen jou passie. Hy wil jou gebedslewe, wil hy definitief aantas. Hy wil jou opgewondenheid oor gebed, jou passie vir gebed, jou belangstelling vir gebed, wil hy kom vervlou, hy wil dit kom aanval. Sy tweede strategie is teen jou gefokus, teen jou. Hy wil teen jou fokus, wil hy 'n bepaalde strategie uitwerk. Hy wil jou perspektief kom belemmer, sodat jy, wanneer jy in moeilike situasies is, en wanneer goed met jou gebeur in die wêreld, wanneer jy in hierdie wêreld sy teenstand beleef, dat jy sal fokus op die verkeerde vyand. Dat jy nie op hom en die vyand agter die situasie sal fokus nie, maar dat jy veel eerder sal fokus op die mens wat voor jou staan met wie jy nie kan saamgewerk kry nie. Of die situasie waarin jy is, of die dorp waarin ons woon. Hy vat op die einde van die dag ons fokus so weg, om ons fokus op iets anders te plaas, as op hierdie bose duiwel, wat eintlik in die agtergrond besig is, om ons te kom steel en te kom beroof. Sy strategie is gerig op jou identiteit, en julle ouens wat jonger is, en julle ouens wat tieners is, en wat besig is om in hierdie volwasse lewe groot te word, is 'n enorme belangrike ding waarvoor jy jou oë moet spits en jou ore. Want hy wil jou identiteit, hy wil jou laat twyfel in jou identiteit. Hy wil alles in sy vermoë doen om jou te laat voel soos 'n loser. Hy wil jou identiteit wat jy in God het, wil hy kom wegvat van jou af, sodat jy fokus op al hierdie ander goeders wat vir jou in hierdie fase van jou lewe eintlik baie moeilik is. En so maak hy met ons almal, in elke fase van jou lewe, of jy nou in jou middeljare is, of jy nou in jou senior fase is, hy fokus op jou identiteit om jou te laat twyfel wie jy is in God. As jy vandag 'n senior burger is, en jy is in jou aftreefase, of al 'n bietjie verby, 'n paar jaar daarin, en jy is op hierdie fase van jou lewe waar jy oud word, en jy begin ouderdom in jou lyf voel, weet jy wat, dan is dit sy strategie, om in jou aardvoeding vir jou spesifieke goeders te sit, om in jou persoonlike lewe waar jy nou is, jou identiteit te kom omkrap. En hy werk anders met jou, as die ouetjie wat 16 jaar oud is. Maar hy is gefokus op ons identiteit. Hy is gefokus op my en jou selfvertroue. Hy herinner ons die hele liewe tyd aan ons foute en aan ons verlede. Want dis sy wese, hy is 'n aanklaer. So wat kom doen hy die hele tyd? Hy wil vir my en vir jou in ons selfvertroue laat twyfel. En onthou, ons is disippels van Jesus, né? So dis nie net ek en hierdie New Age krag van in myself is daar 'n stuk krag nie. In Christus het ek 'n stuk selfvertroue. Maar wanneer ek aan my verlede dink en aan my foute, dan gaan sit ons. Teen jou roeping. Hy het 'n bepaalde strategie wat gefokus is teen jou roeping. Hy wil hê jy moet vreesagtig en angstig word vir die wonderlike geleentheid wat jy het om in hierdie avontuur van disippelskap van God betrokke te kan wees en in sy koninkryk te kan werk. Kan julle daai verspieders onthou wat daar in daardie land ingestuur is en hulle kom terug en sê, ons gaan nooit hierdie land, ons gaan dit nooit ingeneem kry. Ons lyk so sprinkane in hierdie ouens se oë. Dis sy strategie. Hy wil vir my en vir jou so moedeloos maak, dat ek en jy op die einde van die dag in hierdie koninkryk, in hierdie avontuur van disippelskap, niks anders ter wil of kan doen, as om te gaan sit nie. Want dit is te gevaarlik, dit is te moeilik. Ons is bang. Hy het 'n strategie wat gefokus is op my en jou reinheid. Hy wil ons oortuig dat ons sonde kan doen en dat dit ons verhouding met God nie raak. Jesaja 59 vers 1 en 2 kom sê God, dis nie ek wat my rug op julle draai nie, dis hierdie goed wat julle aanvang wat 'n skeiding bring tussen my en jou. En sy strategie is om te sê, lewe die lewe daar buitekant. Dit raak nie jou verhouding met God nie. Dit laat jou nie die hemel uitval nie.
Dit laat nie jou wedergeboorte op die einde van die dag in gedrang kom nie, maar dit laat ons intimiteit met God en hierdie closeness met God. Dit laat ons daarmee sukkel. Sy strategie is teenoor jou rus en jou vergenoegdheid is 'n groot Afrikaanse woord wat sê to be content, om tevrede te wees met wat jy het. Hy oorlaai jou lewe. Hy maak jou so besig. Hy maak jou program so oorvol dat daar niks anders tyd meer oor is. En jy kan nou vanmôre vir my sê dit is so en ons kan niks daaromtrent doen nie. En dis sy strategie, julle. Wat is sy doel om vir my en vir jou te laat sit, om ons te neutraliseer in hierdie koninkryk van God? En God het 'n passie dat ons inpas, aktief, diensbaar in sy koninkryk sal wees. So wat kom doen hy? Hy sê vir jou, jy kan nie nooit ooit in jou lewe nee sê. Jy moet altyd ja sê. Jy moet van nog 'n ding ja sê, van nog 'n ding ja sê. En hierdie is nie kontradiksie teenoor dit wat Louis deur al die jare gesê het. As jy ja sê, het jy 'n storie. As jy nee sê, het jy nie 'n storie nie. Dis nie dieselfde konteks nie. Die strategie wat hy wil gebruik is dat jy net nog dit, jy moet net nog 'n bietjie harder, jy moet net nog 'n uur, jy moet net nog hierdie ding wil hê. Jy kan nie nee sê. Hy is teen jou hart gefokus, sy strategie is teen jou hart gefokus. Weet jy wat, hy wil daardie woede, daai seer kry, wil hy so vars in jou hart hou, asof dit gister gebeur het, al het dit 10, 20 jaar terug al plaasgevind. Hy wil jou laat sit met 'n stuk onvergewensgesindheid. Want as hy daai goed in jou hart vars kan hou, hier op die oppervlak, in jou denke, weet jy wat gebeur dan? Dan neutraliseer hy vir my en vir jou. Dan laat hy ons sit. Dan word ons onaktief in die koninkryk van die Here. Hy is direk en doelbewus teen jou verhoudings gefokus. Hy het 'n strategie. In hierdie stoeigeveg wat hy by jou aanknoop, wil hy verdeeldheid en onenigheid in jou familie, in jou huis wil hy bewerkstellig. As hy daar in jou huis, in julle klein gesinnetjie, as hy daar kan gemors veroorsaak, dan glimlag hy van oor tot oor. Dis sy strategie om sulke mooi verhoudings binne families, om dit te kom opkrap. As hy vriende en vriendskappe kan opmors, of spanning tussen vriende kan inbring, dan is hy so tevrede en so bly. En dis hoekom hy so graag in 'n gemeenskap van gelowiges soos ons, en in 'n kerk, en in die kerk al jemmers besig is met iets, om in daardie geloofsgemeenskap iewers iets te sit, wat die aandag kan vat, en die energie kan vat. Dis sy strategie. Dis waarmee hy besig is. En nou wil ek jy moet jou lewe vat vanmôre, vriende, en ek moet my lewe vat, en ek moet dit hier bo op hierdie ding gaan neersit en sê, myne en joune lyk nie dieselfde nie. Want daai twee stoeiers wat teen mekaar veg, se strategie verskil van mekaar. Maar wat is die doel? Om die ander een vas te pen op die grond en te wen. Dis sy doel met my en jou. Hy wil jou vaspen op die grond, hy wil jou wen in die sin dat jy passief raak en onbruikbaar raak in die koninkryk van die Here. Weet julle wat is sy primêre strategie? Is om ons te isoleer. Hy wil so graag hê, jy moet iewers op jou eie wees. Want daar op jou eie, daar moet jy met jou eie gemors deel, daar moet jy met jou eie skuldgevoelens deel, daar moet jy met jou eie seer deel, daar moet jy op jou eie geestelik groei. God sê, my visie is gemeenskap. My visie is om saam te kom. My visie is om saam deel van 'n liggaam te wees. Sy strategie is om te sê, op jou eie is die beste. Wie vang die leeu? Wie vang die brullende leeu? Hy hardloop nie sommer net in 'n trop buffels in nie. Hy storm nie net sommer in 'n trop zebras of 'n klomp impala rooi bokkies in nie. Hy loop rond en kyk watter een staan op sy eie. En dis sy tyd. So wat wil ek vanmôre vir jou sê, vriende? Hy is strategies besig om die inhoud van jou drip baie mooi te bepaal. Hy is nie stupid nie. Daar is sekere goed in my lewe wat hy maar kan krap soos hy wil en hy gaan nie deurkom nie. Maar daar is ander goed in my lewe
wat hy weet, hierdie terrein in Marius se lewe, as ek my voet in sy deur daar kan kry, want ek kom in die kort daar weet. En jou 'n verskil van myne. Maar sy strategie is om jou te gaan laat sit, om te kom steel en te beroof, sodat jy in sy koninkryk nul werd is. So hy vra twee goed. Daar is sy strategie. Daar is sy strategie opgesom. Hy vra jou twee vrae. Hy dink aan twee goed as hy aan my en jou lewe dink, en as hy hierdie stoeigeveg wil wen. Easy. Eerste ding, op watter manier of maniere is Marius vir my die grootste bedreiging? Is hy my vyand en wil hy my planne in die wiele dryf? En hy bou sy strategie en hy fokus daarop. En die tweede ding is, wat is my neigings? Wat is my gewoontes? Wat is my nature en my nurture? Waarmee is ek gebore? Wie is ek? Wat is my passies? En wat is my swakhede? En daai goeders gebruik hy om sy strategie te bepaal, om my vas te pen op die grond. So hy is baie spesifiek. Hy is baie spesifiek op ons elkeen gerig en gefokus. Maar hierdie 10 strategieë is relevant en ek wil in hierdie week vir jou kans gee om saam met die Heilige Gees te gaan sit en te sê, hierdie 10 goed of nog iets anders. Hoe moet ek dit sien? Wat moet ek hoor? Op watter terrein in my lewe moet ek nugter wees? Moet ek versigtig wees? Moet ek op die uitkyk wees? Want hier, net hier, en deur hierdie goeders, kan hy vir my vang, kan hy kom steel, kan hy my neutraliseer. Ek dink hy's baie spesifiek. Kyk bietjie hier. Hierdie ou het 'n doepa vir vissies. Hy gooi daai plank met daai doepa op die water. En kyk wat gebeur nou dan. Hy gooi elke dag in my en jou lewe 'n plankie uit, met sy doepa daarop wat hy weet, vir my en vir jou, na daai plankie toe gaan trek. Daar's baie ander visse in daai dam, wat seker lekker daar verby swem en sê, ek het niks daarmee te doen nie. Hoe werk julle visser, maar julle is al die borreltjies, dan doop julle die goedjies daarin, en dan sit ek so speedkeepie daar langsom, en ek vang niks, en hy vang die een vis na die ander. Want hy weet, as hy daai man in daai borreltjie druk, en hy gooi vir hom in daai water, trek hy daai vis. Hy loop soos 'n brullende leeu rond met sy plankie, met sy doepaatjies, met sy strategieë, met een doelwit voor oor. En dit is om jou te neutraliseer, om te konsteling te beroof, om jou passief te maak, om jou te gaan laat sit in die koninkryk van die Here. So wat is jou borreltjie? En wat is daai doepaatjie waarvoor ek en jy versigtig moet wees, nugter moet wees, mooi daaroor gaan dink? Daarom, julle moet die woord van die Here lees, ek en Karen praat met mekaar en sê, ons gaan na die Junie-Julie skoolvakansie is daar 10 Sondae. Gaan ons in daardie 10 Sondae tot die Oktober skoolvakansie gaan ons Efesiërs preek van hoofstuk 1 tot 6. Want in hierdie boek kom skryf Paulus in die eerste 5 hoofstukke sulke belangrike goed wat ek en jy moet weet om hoofstuk 6 in ons lewens te kan toepas. Maar as ons net die goed vanmôre gehoor het, en ons hoor dit wat die Bybel vir ons sê vanmôre, dan staan daar so in Efesiërs 6 vers 13, daarom, neem nou die volle wapenrusting van God. Ons is nie uitgelewer nie. Hy gooi daai plankie met sy doepa op die water, maar weet julle wat? Daar's ook 'n antwoord. Daar's ook 'n krag. Daar's ook 'n teenstander. Daar's ook iemand anderster wat meer mag en gesag het as daardie doepaatjie wat so in ons lewenswater ronddryf. Daarom moet ons die volle wapenrusting. Daarom, ek
hoop jy hoor ook vanmôre. Ek hoop jy besef vanmôre dat om disipel van Jesus te wees is vir God 'n droom van aktief wees. Maar as vir die bose, die onsigbare magte waarna ons glo, is toegeveg om jou vaste pen jou te neutraliseer. Daarom moet ons die wapenrusting van God opneem sodat ons weerstand teen hierdie strategieë van hom kan neem. God los ons nie maar net in hierdie wêreld nie. Hy stuur ons nie maar net in hierdie wêreld in en sê, "Ag Here, julle gaan maar iewers terug en julle maar nou vir hierdie plankie val." Nee. Ons het 'n wapenrusting om weerstand te bied sodat ons kan staande bly. Dis God se plan, dis God se visie en dis wat God vir ons gegee het. Efesiërs 1 Petrus 5 vers 9 sê, ons moet standvastig bly in die geloof en ons moet hom teestaan. Hoe staan ons hierdie strategie teen? In geloof. Vers 10 sê, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. 'n ander vertaling sê, deur naby aan Jesus te bly. Johannes 15, deur in Jesus te bly. Deur in geloof staan ons hom teen. Die volle wapenrusting. So ek wil hê met sommer 'n bietjie weer gaan deurlees. Hierdie hoofstuk. Gaan lees sommer hierdie hoofstuk deur en dan kyk jy weer 'n bietjie na wat het God vir ons gegee. Ek gaan op 'n later stadium daarby stil staan. Ek wil vanmôre net vir jou daarop wys dat die Bybel sê vir ons baie mooi dat ons die volle wapenrusting moet gebruik. Ons moet die volle wapenrusting gebruik. Die volle wapenrusting, en dis nou AI se version van hoe die Romeinse soldate gelyk het, né? Jy kan nie net besluit jy vat jou swaardjie of jy vat jou skoentjies of jy vat net jou skiltjie en jy gaan nou veg teen hierdie ouens nie. Jy moet daai hele kit aan hê om beskermd te wees vir daardie oorlog. En ons is so geneig om net so ietsie te vat. En vanmôre kom sê die woord van die Here, trek jy die hele wapenrusting aan. Gaan dink sommer net 'n bietjie weer oor hierdie wapenrusting. Gaan lees 'n bietjie weer hieroor. En gaan trek dit aan. Daar 6 wapenrusting elemente wat ons kan aantrek. En ons ken hulle. Dis die waarheid. En dis die vryspraak. En dis die goeie nuus. En dis die geloof. En dis die skild. En dis die swaard. Maar ons mis die 7de een. En dis gebed. Paulus skryf in hierdie laaste verse, doen dit alles bidend. So hoe trek jy hierdie wapenrusting aan? Hoe word hierdie wapenrusting wat ons gegee word, wat ons help om staande te bly, hoe trek ek en jy hierdie wapenrusting aan? Deur gebed. Doen dit alles bidend, smeek God by elke geleentheid, deur sy Gees. Dat hierdie waarhede van elke een van hierdie wapens in jou lewe sal grondvat, dat dit 'n werklikheid sal wees. Hy sê, ek en jy moet vir onsself bid, doen dit asseblief bidend en smeekend by elke geleentheid deur die Heilige Gees. En dan sê hy, ons moet vir mekaar bid, wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Dan wil ek asseblief vanmôre vir jou vra, vriende, as ons deel van hierdie familie is, en ons is deel van Basileia spoortrappers, dat jy asseblief vir my ook sal bid, dat hierdie wapenrusting ook myne sal wees, dat ek dit ook sal aantrek, die volle wapenrusting, sodat ek ook sal staande bly, wanneer hy sy strategieë in my lewens afvuur. En so wil ek graag vir jou ook bid. En daarom moet ons iewester vir mekaar intree, en moet ons vir mekaar begin omgee, genoeg omgee dat ons mekaar nie in die kerk sien nie, ons iewers vir mekaar 'n WhatsApp stuur, of iewers 'n koffie gaan drink en sê, maar ek mis jou. As ons nie eens worry of mense kerk toe kom op 'n Sondagmôre nie, hoe gaan jy worry oor my geestelike wapenrusting en of ek dit aan het of nie? So dis tyd om te beweeg, julle, ons is in 'n oorlog. Ek het jou gebede nodig en jy het myne nodig en ons het mekaar se nodig. En jy moet self in geloof met God besig wees oor hierdie oorlog en hierdie strategieë. En dan kom sy, asseblief bid ook vir ons wat moet preek. Asseblief, julle bid julle vir ons. Asseblief.
Asseblief, Paulus sê, bid vir ons wanneer ons preek, dat God my woorde sal gee, dat hy die geheimenisse van die evangelie so sal bekend maak, dat ek dit met vrymoedigheid sal bekend maak. Asseblief, bid vir ons. Bid vir ons. Dis nie maklik om hier bo te staan nie. Dis nie maklik om in 2025, so sê die Here te sê nie. Daarom vra ek asseblief, bid vir ons. Bid asseblief, bid vir die predikante, die leiers, die geestelike leiers. Bid vir ons leiers van die gemeente. Ons het julle gebede nodig. Ons het mekaar se gebede nodig. Weet jy wat, ek bid sommer vir jou, dat jy ook die vrymoedigheid sal hê, om hierdie goeie nuus iewers met iemand anders te deel. Dat in jou eie stilte tyd, die Here ook vir jou, die geheimenisse van sy woord sal oopbreek, sodat jy ook iets het om te sê, as iemand anders te vir jou vra, oor wat die hoop is, wat die in jou is. Ons het 'n vyand, maar hy is verslaan. Maar hy is aktief besig om ons te probeer vaspen. Maar hy wat in ons is sterker as hy wat daar buite is. Maar wees vanmôre bedag, hoor jy die waarskuwing, dat hy strategies besig is, om vir my en vir jou te wil laat gaan sit. Terwyl God sê, in pas, my disippels, en my diepspore, besig om 'n verskil te maak, in die wêreld daar buite. Ek wil ons net so afsluit vanmôre. En ons gaan hier die hele week besig wees met hierdie strategie. Ek gaan deur die hele week gaan ek hierdie 10 goed met jou deel. En my gebed vanmôre is dat die Heilige Gees vir jou sal wys waar jou plek lê, waar die Satan, die bose vir my en vir jou aan die kort hare kan been kry. Sodat ons op daai terrein besluite kan neem, die wapenrusting kan aantrek, sekere goed moet ophou doen en sekere goed moet begin doen. Want ons nie in hierdie wêreld en hierdie geestesoorlog inloop sonder dat ons bewus is van hierdie goed. So kom ons maak sommer ons oë toe en ons sluit die diens vanmôre so af. Jy's 'n disipel. Jy's 'n disipel. En God se plan vir jou is om inpas, aktief in sy koninkryk besig te wees. Jou teenstander is die bose, wat jou wil laat gaan sit, wat jy wil manipuleer, wat jy wil belieg, wat jy wil mislei, en wat jou passief wil maak. Daarom moet jy die volle wapenrusting van God aanneem. Daarom moet jy jou krag in die Here en in sy groot mag soek. Daarom moet jy bid. Elke geleentheid wat jy het. Vir jouself, dat jy sal staande bly. Daarom moet jy vir my en vir ander bid, sodat ons staande sal bly saam met jou. Dankie Here dat U die oorwinning behaal het. En dat die woord sê, U sit aan die regterhand van God. Van waar U sal kom om te oordeel. Dankie Here dat ons vandag weet dat hierdie stryd waarmee ons besig is, dat hierdie stryd, Here, nie die laaste punt is nie. Dankie dat U vanmôre vir ons kom herinner en kom bewus maak van hierdie teenstander en sy strategie. Dankie dat U in hierdie week, Here, Heilige Gees, met ons elkeen besonder besig gaan wees, sodat ons duidelik kan agterkom waar ons swakpunte lê, waar die uitdagings lê, waar ons, Here, moet veranderings aanbring, waar daar goed is wat ons moet los, en waar daar goed is wat ons in plek moet sit. Here, my gebed vanmôre is dat ons sal staande bly. Dat ons sal staande bly. Ons kom vanmôre na U toe, en ons kom soek ons krag in U, Here, en in U groot mag. Ek bid dit vir jou in die naam van Jesus. Amen. Reis saam met my die week. Ek gaan in die stemboodskappe gaan ek so 'n bietjie verder vat. Ek hoop nie jy gaan huis toe vanmôre met
met 'n bang gevoel in jou hart nie. Hy is oorwin, hy is verslaan. Professor Malan Nel het eendag vir ons gesê, hy is soos 'n draak. Hy is skaapkeel afgesny, maar hy het nog so 'n bietjie lewe in sy stert. En hy stert swaai nog so op die aarde tot die wederkoms gaan gebeur. En in daai swaai tref hy ons. En dis oor daai swaai wat ons vanmôre praat. So wees bedag daarvoor, soek jou krag in die Here, want in Christus Jesus is hy meer as 'n oorwinnaar, deur sy krag wat in jou is. Maar moenie dom deur die lewe gaan. Kom ons staan. Julle is nou lekker geestelik versterk. Nou kan julle brood en koffie en tee daar buite kry vir die maag. En mag die genade van ons Here, en mag sy liefde en sy teenwoordigheid met jou wees. En onthou sy passie wat hy vir jou het, om 'n aktiewe, betrokke disipel in sy koninkryk te wees. En in hom, en deur hom, en tot hom, is jy in staat om te doen.